Die laaste karaktereienskap waarna ons kyk in die vrug van die Gees is selfbeheersing. Die woord wat hier gebruik word vir selfbeheersing beteken eintlik maar net om nee te sê. Ander vertalingsmoontlikhede daarvoor is om jouself in te hou of om jou hart gehoorsaam te maak. Paulus skryf in 1 Korintiërs 9 vers 25: Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te kry, maar ons 'n onverganklike. En daar is dieselfde woord gebruik vir hulle ontsê hulle allerlei dinge. Hulle sê nee. Die vraag is maar net, wat is daar in jou lewe waarvoor jy sukkel om nee te sê? Petrus skryf ook in sy tweede brief hoofstuk 1 hiervan. Hy sê, en ek lees uit die Lewende Bybel, ons ken nou die Here wat ons geroep het om ook deel te hê aan sy eer en goedheid. Omdat ons hom so ken, het sy goddelike krag ons alles gegee wat ons nodig het om te lewe en God te dien. Dit is groot en wonderlike dinge wat hy ons beloof het, sodat ons kan deel hê aan God se geaardheid. Letterlik staan daar aan die goddelike natuur, en ons kan loskom van die verrotting wat daar in die wêreld is, deurdat mense nooit genoeg kan kry nie. Van julle kant af moet julle nie net glo nie, maar julle moet ook daarop konsentreer en alles in julle vermoë doen, alles in die stryd werk om te lewe soos God dit wil hê en om hom al beter te leer ken. By hierdie kennis moet julle ook selfdissipline of selfbeheersing hê en verdraagsaamheid. En daarby moet julle gewillig wees om God te dien en ander Christene lief te hê. Maar behalwe die liefde vir ander Christene, moet julle ook opregte liefde vir alle mense hê. As hierdie dinge in julle lewe is en julle lewe al meer in beslag neem, sal dit nie verniet of nutteloos wees dat julle die Here Jesus Christus ken nie. Maar as iemand nie vir hierdie dinge in sy lewe plek het nie, verstaan hy so min dat 'n mens kan sê hy is geestelik heeltemal blind, want hy het vergeet wat dit beteken dat al sy sonde afgewas is wat hy vroeër gedoen het. God het julle uitgekies en julle geroep, daarom moet julle nou alles in julle vermoë doen om dit in julle lewe te bewys. Dan sal julle nie in julle geloof struikel nie, en God sal vir julle die deur na die ewige koninkryk van Jesus Christus, ons Here en Redder, wyd oopmaak. Nou net soos Petrus het Paulus hierdie stryd maar te goed geken. Ons lees daarvan in Romeine 7 en dan kom hy tot die gevolgtrekking in vers 21. Hy sê ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Dis amper asof hy daar bely dat hy nie selfbeheersing het nie. Maar hoor net die goeie nuus. In vers 24 roep hy uit, ek is 'n elendige mens. Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En wat is sy antwoord? Aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Dit is God wat dit in en vir ons doen. Selfbeheersing beteken nie dat jy self so sterk moet wees nie, maar dat jy jou moet oorgee, dat God deur jou kan werk. Ek moet beskikbaar wees en ek moet gehoorsaam wees. God laat sy vrug in ons groei, maar ons verantwoordelikheid is om ons besig te hou met die dinge van die Gees. Kom ons vra die Here om ons ook hiermee te help. Here, ons kan party dae maar net soos Paulus uitroep, dat ons elendig voel en asof ons in 'n stryd gewikkel is en sukkel met selfdissipline of selfbeheersing. Aan God die dank. Dankie dat U deur Jesus Christus ons Here en deur U Gees ons in staat stel om die vrug te kan dra. Help ons om baie vrug te dra. Amen.